toekoms. Ek kan nie verstaan hoekom doen hulle dit nie. As iemand vir 'n galblaasoperasie gaan, dan vertel die hele familie vir daai ou hoe het hulle sin verkeerd gedoen. Ek kan nie verstaan hoekom doen jy dit nie. Plaas gee jy vir die ou hoop en moeite, ondersteuning. Partykeer het 'n ou nou nog iewerster ook iets en dan praat jy van die dokter of jy praat sommer net van die hospitaal en jy vertel vir die ouens wat in die hospitaal aan die gang is, dan het jy hierdie slegte prentjie van hierdie hospitaal. En dan het jy nie die vrymoedigheid om daar in te kom nie. Jy staan daar so eintlik half teen jou sin en jy hardloop nie na hierdie hospitaal toe nie. Jy is ook versigtig. Jy sal eerder na 'n ander plek toe wil gaan as na hierdie hospitaal toe of om hierdie prosedure of dit wat met jou moet gebeur te ondergaan. So jou prentjie van die plek of wat met jou moet gebeur bepaal of jy die vrymoedigheid het om soontoe te gaan of om weerstand te hê en half weg te vlug en weg te kruip. Nou ek het die laaste tyd het ek 'n klomp roudienste gedoen, 'n hele paar, en hierdie tema bly in my hart en ek wil dit vanmôre met julle ook deel. Want as jy 'n bepaalde prentjie van God het, dan veroorsaak daai prentjie wat jy van God het, of jy die vrymoedigheid het om in jou moeilike tye na hom toe te gaan, of om in moeilike tye eerder van hom af weg te vlug en versigtig te wees vir hom en weg te beweeg van hom af. Ek dink 'n oupa en 'n ouma het altyd hierdie begeerte dat hulle kleinkinders na hulle toe moet kom. OK? Dis nie lekker as 'n oupa en 'n ouma se kleinkinders nie na hulle toe wil kom nie. Die era waarin ons vandag leef, maak dit vir julle oupas en oumas moeilik, want baie van julle kinders is aanlyn kleinkinders. Hulle is dalk ver op 'n ander plek en ons beleef dit vandag wanneer jy in 'n ander land is, kan ons mekaar sien, maar ons kan nie mekaar vat nie, né? Maar as 'n klein kind nie na 'n oupa en ouma toe wil gaan nie, dan voel jy hier in jou hart, "O, dis nie lekker nie," né? En ek het 'n dierbare oupa gehad. Ek was so lief vir my oupa. As ek vakansies by hom gaan kuier het, dan het ek vir my ouma gesê, "Jy kan maar jou goed vat en trek, tannie, ek kyk by my oupa." Ek en hy slaap sommer saam in dieselfde bed. My ouma het in die spaarkamer geslaap. So my ouma was maar 'n moeilike tannie, né? Sy het klokke gelei, dan het jy jou hande gewas en dan het jy kom eet en dan moes jy jou bed opmaak en al daai goeie. So ek was bietjie versigtig vir daai ouma van my, maar my oupa, daar was niks nie. Ek en hy was so gewees. Ons was so naby aan mekaar. So ek het die vrymoedigheid gehad om na hom toe te gaan met enige ding. Maar my ouma was ek versigtig voor. Sy was kwaai. Sy was 'n kwaai tannie gewees. Julle ouetjies wat nou 'n bietjie jonger is, ek weet nie of julle vra 'n bietjie vir julle paas en maas of oupas en oumas of hulle vir Jopie Adam gekyk het op die TV. OK? Jy gaan nou weet wie's dit nie. Moenie nou vir hulle vra, die vra na die tyd, OK? Wie's Jopie Adam? OK? Dit was so 'n ou knor ou oom wat in die berge gebly het en almal was bang vir hom gewees, né? Julle wat nou al ouer is. Wie van julle kan Heidi onthou? Weet jy, ja, dis daar 'n bietjie meer, né? Ja. Heidi se oupa was ook so 'n tipe oom, groot oom, growwe oom met 'n baard en almal was bang vir hierdie oom gewees. En Heidi was ook eintlik bang vir hom gewees en hy het hierdie ding gehad van hy's kwaai eintlik, maar sy hart was eintlik net so klein en toe Heidi agterkom maar wie haar oupa regtig is, toe was hy binne in sy hart pens en bootjies, geen banger op haar kop gehad en sy was maklik by hom gewees. Wat is jou prentjie van God? Wat is jou prentjie van God? Is hy iemand wat met sy vingers so in jou gesig staan en die hele tyd vir jou wys waar jy verkeerd doen en hy gaan jou straf en hy gaan jou reg sien met 'n lat in sy hand, met 'n ou loopring of 'n rolstoel want hy's oud, want die wêreld is oud. Sulke kwaai oë wat jou so bekyk en net die hele tyd wil kyk waar ek en jy mistrap of verkeerd trap sodat hy ons kan reg sien. Die ou dominees het mos altyd vuur en swaal gepreek. Hulle het altyd die hel toe gestuur gepreek. En as die waarheid, as jy nie vir Jesus het nie, dan gaan jy ongelukkig so toe gaan. Maar ek dink daar's ook 'n ander manier. Daar's 'n ander manier wat ons ook vir God op die tafel kan sit, want as ek die hele tyd vir jou sê God gaan jou uitsorteer en God straf jou en hy wil kyk waar jy jou kan reg sien, gaan jy die vrymoedigheid hê om op 'n dag soos vandag na hom toe te gaan? Nee. Jy gaan nie. Ek gaan na my oupa toe, ek's bang vir my ouma.
my meisie my uitgemaak het en vir my afgesê het, wanneer het ek gegaan? Na my oupa toe. My hart is stikkend, my oupa my getroos. My ouma het my gesê, man, as baie vis in die see, kom oor dit. Sy was ook 'n dierbare tannie, maar sy het so hier en daar op 'n kant gehad. So wat is jou prentjie, of is dit iemand wat met oop arms staan, wat vir jou sê, kom na my toe, as jy moeg en oorlaai is. Die psalmskrywer sê, wys my die pad wat ek moet oploop, want my hoop is op U gevestig. Red my van my vyand, Here, want ek skuil by U. Leer my om U wil te doen, want U is my God. Laat U goeie gees my op die gelyke pad lei. Hoe klink dit vir jou? Klink dit vir jou na iemand wat die vrymoedigheid het om na God toe te gaan? Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan, ek is moeg. Moet asseblief nie van my al wegkyk dat ek word soos iemand wat sterwe nie. Laat my elke môre U liefde ondervind. Ek vertrou U. Hoor my gebed asseblief, Here, luister na my smeking. Die Hebreërs sê, draai asseblief U oor na my kant toe, sodat U my mooi kan hoor. Weet julle wie skryf hierso? Dis die ou wat iemand anderster se man doodgemaak het, toe hy daardie vrou swanger gemaak het, en hy sy probleem wou oplos. Dis Dawid. Dis koning Dawid. Dawid met die slingervel, Dawid en Goliat, dis hy wat hierdie goed skryf. Dis hy wat hierdie goed skryf. Nou as jy 'n ander ou oorlog toe stuur, want jy het by sy vrou geslaap terwyl hulle getroud is, en nou is sy swanger, en jy het nou hierdie probleem, en jy wil hierdie probleem uitsorteer, nou stuur jy daai ou doelbewus oorlog toe, jy sit hom in 'n vliegtuig, en jy weet, daarna toe waar jy hom stuur, is daar definitief oorlog, so hy gaan nie daar oorvlieg en kyk hoe lyk dit daar nie, daar's bomme, daar's mortiere, daar's ouens wat skiet, soos wat dit nou gaan in Iran en Israel, as jy daar ingaan, is die kans groot dat iets jou gaan tref. So stuur Dawid hierdie ou oorlog toe, met die doel om hom te laat doodmaak. Hy laat hom voorveg, hy sê asseblief, sit hierdie ou heel voor, sodat hy doodgemaak kan word, sodat 'n ander pyl of 'n swaard hom kan tref. Hoekom? Hier diep in sy hart het hy so gehoop en gebid, hulle bring vir hom hierdie nuus, dat Uria dood is, sodat sy probleem wat hy veroorsaak het, uitgesort kan word, sodat hy nou kan sê, nee, maar dit is my kind hierdie. So kom Uria terug, en hy sê vir hom, die oorlog is vel, maar ek leef nog. En toe sê Dawid vir hom, wil jy nie vanaand by jou vrou gaan oornag nie? Julle veg so hard, gaan slaap vanaand by jou vrou, gaan slaap by die huis. Hoekom? Want hy het hier in sy hart nog steeds hierdie probleem, as hy by sy vrou kan slaap, en sy wys nou sy swanger, dan kan almal mos nou weet nie, hy het teruggekom van die oorlog af, en dit was nou daai aand gewees. Hierdie ou was 'n loyale soldaat. Toe Dawid die volgende môre by sy paleis se deur uitkom, toe slaap Uria by sy voordeur, op die straat. En maak hom wakker, hy sê, wat nou? Hy sê, ek kan nie by my vrou slaap, as my kollegas veg, na die ander kant. So loyaal was hierdie ou. Dawid eis, hy weet nie wat moet hy nog meer doen nie. Hy stuur hom terug, hy bel die ou, hy sê, sit hierdie ou asseblief nog voorder in die oorlog, hulle moet hom net uithaal, asseblief. En so maak hulle toe die ou dood. En so is sy situasietjie weer uitgesorteer vir 'n rukkie. Totdat daar 'n profeet op 'n dag aan sy deur klop, en hy sê vir hom, koning, daar's iemand wat een hanslammetjie gehad het, 'n arm mens. En hy het daai hanslammetjie in sy huis groot gemaak, en hom gevoer en gebad en versorg. En daai hanslammetjie was soos 'n troeteldier in die huis. Hy het 'n naam gehad. Toe kom kuier daar iemand by sy ryk buurman, wat 'n hele trop skape gehad het. En toe dit etenstyd is, toe stuur die ryk buurman een van sy slawe, om hierdie lammetjie te kom vat, en hierdie lammetjie te kom slag, sodat hierdie lammetjie vir kos voorberei kan word vir sy gaste. Hy het nie kans gesien om een van sy lammetjies dood te maak, vir kos vir sy gaste nie. So daarom kom hy toe nou, en hy vat hierdie lammetjie van hierdie arme man. Die koning is woedend, sy oë spoeg vuur, hy sê, bring daai man vir my, sodat ek hom kan uitsorteer, want hy het hier in sy hart geweet hoe onregverdig is dit, né?
En toe hy klaar gepraat het, toe sê die profeet vir hom, "U is daai man. You are that person." En toe drop die pen. Toe besef hy, maar dis die Here wat met hom praat. Dis hy wat so gemaak het. Hy het daar 'n man se vrou gevat en hy het daai man doodgemaak en toe gaan lees Psalm 51. Wat dink julle het toe gebeur in hierdie man se lewe? Natuurlik het hy die gevolge daarvan gedra. Die kindjie is dood en op die einde van die dag, Psalm 51 is 'n psalm waar hy na God toe gaan en askies sê, waar hy vir God sê, "Ek's jammer oor hierdie sonde wat ek in my lewe aangevang het." En gaan lees daar hele Psalm 51. Ek en jy wat hier sit, het nog nie iets ergers as dit aangevang nie. Want as ons dit gedoen het, dan sou ons waarskynlik op 'n ander plek gewees het. Niemand van julle wat hier sit, het nog iemand as prins doelbewus laat doodmaak. Hierdie ou bely dit voor die Here, en wat sê Psalm 51? God vergewe hom daarvoor. God sê vir hom, "Ek sal jou vergewe." En kom vertel ek vir julle die lang storie. Wat 'n prentjie dink julle het Dawid van God gehad met hierdie geskiedenis? Julle, as ons vandag ons lewe op hierdie skerms laat speel, gaan ons binne 'n paar sekondes niemand hier binne hê. Ons gaan almal move. Want ons het almal 'n paar videoklips in ons kaste wat ons wegsteek, wat niemand van weet nie, wat ons so skaam sal maak oor wat ons aangevang het in ons lewe, dat ons nie sal wil hê iemand anders moet dit sien. So kom ons level net die ground vandag. Ek staan daar onder by julle. Ek's nie 'n heilige ou met geen sonde nie. So almal van ons het 'n klomp goed in ons lewens al aangevang. En weet julle wat doen die duiwel nou? Die duiwel kom en hy kom sê vir Dawid, weet jy wat? Jy is so 'n loser. Jy het so 'n klomp krap in jou lewe aangevang. Laat jy in jou moeilikste tye van jou lewe nie na God toe kan gaan. En hy doen dit met jou ook en hy doen dit met my ook. In sulke sware tye soos hierdie, weet julle waarna herinner ons die heeltyd aan alles wat ons verkeerd het. En alles wat ons al aangevang het in ons lewens. Hoekom? Want hy wil ons isoleer. Hy wil ons bang maak vir God. Hy wil hê ons moet 'n prentjie van God kry wat met sy vinger in ons gesig te staan en vir ons sê, nou gaan ek julle uitsorteer. Miskien dink jy dalk vandag dat die dood van Elise dalk God se straf is vir iets wat jy gedoen het. Dalk het jy al gedink, maar miskien sien God ons reg vir wat ek iewerster in my lewe aangevang het. Die Psalm 143 vertel van 'n tyd waar Dawid letterlik in doodsgevaar was. Waar hy letterlik gejaag word deur koning Saul en koning Saul hom wil doodmaak. En as jy gaan lees in hierdie Psalm, dan sien jy hierdie mooi emosies. Ek is heeltemal gedaan. Ek is op, ek is moeg. En dan in daai tyd, van sy swaarste swaar, van sy bangste bang, van sy donkerste nag, wat doen hy? Hoor asseblief my gebed, Here. Luister na my smeek. Draai asseblief die oor na my kant. Want sien, Dawid se prentjie van God was nie dit nie. Dit was dit. Dit sê nie dat ek en jy maar kan aanvang wat ons wil en kan maak wat ons wil en God maar net tevrede is met alles nie. God is 'n regverdige God. God kan nie sonde verstaan of God kan nie sonde verdra nie. Hy kan nie in die teenwoordigheid van sonde kom nie. So hy sien dit nie oor nie. Maar hy het 'n plan gemaak en dis die kruis. Sodat ek en jy nie nodig het om vir my en vir jou sondes te hoef te betaal, siek gemaak te word, doodgemaak te word, van die môre tot die aand gestraf te word vir wat ons verkeerd aangevang het. Die kruis kom sê vanmôre vir my en vir jou dat God is baie liewer vir ons. Sy hart is baie sagter vir ons. God het 'n barmhartige hart eerder as 'n hart van straf en oordeel en hel toestuur. God wil nie hê dat een mens op hierdie aardbol verlore moet gaan. Want so lief het God die wêreld, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe kan hê.
Hy het nie net 'n paar van ons uitgesoek en die res van ons, sorry, julle is nou maar verby. Hy het sy hart vir ons, sy lewe vir ons gegee in die kruis. So wat is ek vanmôre besig om vir jou te help sien? Ek wil vanmôre vir jou vra, sien jy God so? Of sien jy God as hierdie kwaai oomie met hierdie oë, wat net die hele tyd jou dophou met 'n boek, waar hy skryf, waar jy verkeerd gedoen het, en die hele tyd somme maak om te kyk wat gebeur. Dawid sê, Here, in my moeilikste oomblikke, gaan ek na U toe. Moenie 'n regsaak teen my begin nie. Moet asseblief nie U boeke uithaal en somme maak en kyk of ek goed genoeg is om voor U te kom staan in my uur van nood nie. Want niemand wat voor U staan is onskuldig. Psalm 143 vers 2. So wat doen Dawid? Dawid weet wie hy is. Dawid weet waar hy vandaan kom. Dawid ken al sy krap en hy weet van al sy gemors. Maar hy het met God gaan uitsorteer. Die Here nooi ons uit, kom na my toe, kom ons maak hierdie goed uit met mekaar, as jy jou sondes bely, is getrou en regverdig, ek vergewe jou, ek maak jou skoon, kom ons begin oor, hou op met dit, slaan 'n nuwe koers in. Dawid kom na die Here toe, nie met sy CV nie, julle, maar hy kom na God toe, op grond van wie God is, en wie hy weet God is. Ek het gister geluister na Elise CV, en ek het geluister wanneer is hy gekwalifiseer en waarvoor is hy gekwalifiseer en die mense het gesien hoe sy gewerk het en alles, indrukwekkende CV. En so het elkeen van ons 'n CV en dat ons al 'n klomp goeders in die lewe bereik, maar weet jy wat, nie Elise CV nie my CV nie jou CV nie Dawid se CV nie. Het is goed genoeg om voor God te kom wys en te sê, op 'n dag soos vandag, moet jy asseblief die oor na my kant toe draai. Op 'n dag soos hierdie, in Dawid se moeilikste tyd van sy lewe, het hy vir God gesien en geken as 'n God wat sê, kom na my toe. Kom na my toe. Is dit jou prentjie van God? Is dit jou prentjie van God wanneer jy daar in die nag lê en jy worstel oor goeders, wil jy na God toe hardloop of is jy bang vir hom en wil jy al hoe meer weg van hom afkom? God sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is. Die duiwel sê, kom ek herinner jou net aan alles wat jy verkeerd gedoen het, sodat jy nie die vrymoedigheid het om by God te wees nie. God sê, ek wil assosieer met jou. Die duiwel sê, ek wil jou isoleer van God af. I want to isolate you. I want to isolate you from the presence of God. Because if I can do that, you are alone on yourself with your own pain and your own struggle. Ons kan 'n klomp goed doen as mense, julle. Maar elke liewe keer as ek by 'n bed staan in die hospitaal, dan eer ek die Here vir die dokters en die susters en die mediese wetenskap. Maar weet julle wat? Mediese kan nie die wonder van genesing maak. Daai wonderwerk, vir daai medisyne of daai prosedure of daai twee goedjies om weer mekaar te groei, is 'n wonderwerk van God. Hy gebruik die mediese, hy gebruik kennis, hy gebruik my en jou ervaring, hy gebruik ons in mekaar se lewens. Maar daar's 'n punt in ons lewens, julle, waar ek en jy kom, waar ons sê, maar tot hier toe en ek kan nie verder nie. Wanneer jy geliefde aan die dood afstaan, is daai punt vinnig op jou tyd. Dan besef ons baie vinnig, ons het iemand nodig, groter as onsself, as die SARI, as RSG, as my eie kopkennis en my eie ervarings. Nou het ek God nodig, ek het die skepper van die heelal nodig, om my in hierdie krisis, in my swaarste tyd, deur te dra. Dis wat Dawid hier besef. En wanneer daai pennie drop, dan gaan hy na God toe. Draai u oor asseblief na my kant toe, op grond van wie u is, nie op grond van wie ek is. So daarom is my nederige vergelyking, my metafoor vir God in 2025 om 'n prentjie van God te probeer kry. In die Nuwe Testamentiese tyd vertel Jesus gelykenisse en hy doen goedes om vir ons iets te laat probeer verstaan van wie God is, hierdie onsigbare God. Dan sê sy disippels, wys vir ons die Vader, dan sê hy, as julle my sien, dan sien julle God. As julle sien wat ek doen, dan sien julle wat God doen. En dan doen hy hierdie klomp goeders en hierdie verhale in die Bybel. Ek is julle herder, ek is die lig, ek is water, ek is brood, al daai goeders. Ek wil vandag vir julle sê, dink in die moderne 2025 konteks, As die Bybel vandag geskryf moet word, sou Jesus waarskynlik gesê het, my pa is soos 'n taxi.
My pa ry nie so roekeloos soos 'n taxi nie. My pa is nie so wetteloos soos 'n taxi nie. Maar een ding van 'n taxi wat ek geleer ken het, is daar's altyd plek vir nog een. As jy jou vinger so wys of so wys of so wys of whoever ook al, daai taxi stop en daar's altyd plek vir nog iemand. Ek tel nou die dag by die skool 13 kinders uit 'n Avanza uit. 13. Daar's altyd plek vir nog iemand. En dis die prentjie wat ek vanmôre met julle wil deel. Charles, Andrei, Jacqueline, Darren, in tye van ons nood, in tye van ons swaar, in die swaarste van ons swaarste tye, kom sê God, ek is soos 'n taxi, met respek gesê, daar's plek vir julle ook. Kom na my, kom in, kom in. Ek is redelik versigtig vandag om in 'n taxi te klim. Ek het al baie gesê, my huis op, ek sê altyd vir haar, wat maak julle as hierdie ouens so roekeloos ry? As hulle musiek so hard is, kan julle moan, kan julle uitklim? Dan sê sy, nee, we must pay in advance, and then if we moan, they stop and drop us. Sê, hoe werk, dit kan nie so werk nie, ons moet dit verander. Hulle moet jou betaal aan die einde, for good quality and good service. So ek is vanmôre versigtig om daai beeld te gebruik, maar ek wil vanmôre sommer net vir jou sê, moenie die negatiewe daarvan nie. Ek probeer iets op die tafel sit van, kom na my toe. Kom na my toe, as jy moeg en oorlaai is. Want my arms is oop vir jou. Ek wil graag hê jy moet by my wees. Ek het gister daarna verwys, as jy wonder of God so is en God so voel, gaan kyk na die kruis. Die kruis is so 'n mooi prentjie wat sê, ek is lief vir jou. Ek is lief. Kom klim in. Ek is versigtig vir 'n taxi, want hulle ry baie keer vir my wild. Ek is baie keer versigtig om saam met ander ouens te bestuur of te ry, want hulle ry wild. Maar moenie vandag dat ander mense se prentjie van God, jou prentjie van God verander. Moenie vandag wat ander mense gedoen het, en die seer wat jy gekry het by die kerk, of by ander gelowiges, moenie dat dit jou prentjie van God inkleer. Dis mense, dis nie God nie. Dis mense wat iets verkeerd gedoen het, of nie in 'n verwagting voldoen het, of iets gesê of gedoen het wat nie in lyn is. Dis nie God nie. Maar ons kyk die hele tyd na ander Christene, na die kerk, na gelowiges, en dan beleef ons hoe hulle ons hanteer, of nie hanteer nie, en dan maak ons prentjie daarvolgens van God. Dis nie God. Dit is gebroke mense, wat iets van God probeer wys. So, staan vandag, by die prentjie van God, soos wat God vir my en vir jou uitnooi. Volg die voetspoor van Dawid. As jy hierdie vrymoedigheid neem vandag, en jy gaan na God toe, dan kan jy weet dat hy sy liefde vir jou elke môre vars sal aflewer. Want wanneer jy na hom toe gaan, dan stel jy jou vertroue in hom. En omdat jy hom vertrou, sê hy, sal ek dit vir jou doen. Hy sal vir jou die pad wys wat jy moet loop. Hoekom? Want jou hoop is gefestig op hom. Jou hoop is gefestig op hom. Wanneer jy na God toe hardloop, en jy is in God se teenwoordigheid, dan sê jy daardeur, my hoop is in U. En omdat my hoop in U is, en omdat ek by U is, en in U teenwoordigheid is, sal U vir my die pad wys, wat ek moet loop. Red my van my vyand, Here, want by U skuil ek. Hier vra Dawid dit letterlik. Die Nuwe Testament sê ons grootste vyand is die dood. Dis die grootste vyand. Jesus het gesterf aan die kruis, maar hy het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, het hy hierdie grootste laaste vyand van ons kom oorwin. En kom sê Paulus, kan ons sê, dood, waar is jou einde? Dood, waar is jou almal? Omdat hy opgestaan het, kan ek en jy saam met hom leef. En daarom vra ons vandag, waar is Elise? As Elise met haar mond bely het, dat Jesus haar verlosser is, vir haar gesterf het in die kruis, vir haar sondes, en sy glo in haar hart, dat Jesus vir haar opgestaan het uit die doodheid, dan het die woord van die Here die belofte oor haar lewe geskryf, wat sê, dan het God haar die reg gegee, om sy kind te wees.
en is sy vandag in die teenwoordigheid van God en lewe sy al het sy gestel. So ons kan vandag rustig wees as dit haar getuienis is, dat sy by God skuiling gevind het en dat sy by God in God se teenwoordigheid is. Leer my om u wil te doen. Leer my om u wil te doen, om gehoorsaam te wees aan u stem. Laat die goeie gees my op die gelyke pad lei. Dis die getuienis van iemand wat na God toe hardloop en sy krag en sy hulp by God kom soek. Nie op grond van wie ek is nie, maar omdat u getrou is en regverdig is. Omdat u barmhartig is en vol liefde is, kom ek in my seerste uur na u. En ek weet, Charles, Jacqueline, Andrei, Darren, as julle so in God se arms inhardloop, en hy vou sy arms so om julle, is julle op die beste plek waar julle kan wees. En daar sal God vir julle dit gee, wat julle nodig het. Elke dag op 'n slag, vir die regte en die volgende tree. Mag dit ook julle prentjie van God wees. Kom na my toe, oop arms, oop arms. As daar iets in jou gedagtes is wat jou verhinder om na God toe te hardloop, as daar iets is wat jou laat skuldig voel wat jy gedoen het, gaan maak dit reg met die Here, gaan bely dit, sodat hy jou kan skoonwas, sodat jy soos hierdie Dawid met vrymoedigheid na God toe kan kom, en sy teenwoordigheid kan wees. Want dis daar waar 'n mens kan sien vanmôre. Dankie Here dat ons in hierdie dag sommer net so 'n bietjie kan redeneer en kan luister en kan lees in u woord. Dankie vir hierdie stukkie voorbeeld van 'n Dawid. Here, die held, die koning, die man na u hart, wat ook iewers in sy lewe 'n klomp foute gemaak het, maar wat u skoon gewas het en vergewe het. En wat 'n prentjie van u gehad het, Here, van om na u toe te gaan, om by u te wees. So bid ek vandag vir elkeen van ons. Daar gebeur so baie goed in ons lewens. Met ons, Here, onskuldig, partykeer onregverdig. Partykeer is ons die oorsaak van spanning in ons eie lewens en in ander mense se lewens. Partykeer is ons so skaam en voel ons so sleg oor wat ons al aangejaag het in ons lewens. En so kom bely ons dit vanmôre. Ons kom sê vanmôre vir die Here, ons is jammer. Ons is jammer oor die goed wat ons in ons lewens al aangevang het. Vergewe ons asseblief. Was ons skoon vanmôre. Ek wil nie, Here, dat my skuldgevoelens en my sleg voel oor dit my laat wegdryf en vir u bang maak. Dankie vir u oop arms vandag. Here, ek bid vandag vir Charles, vir Andrei, vir Jacqueline, vir Darren, vir elkeen van ons, dat ons in hierdie swaar tyd van ons lewens met vrymoedigheid in u arms in sal hardloop. Here, dankie dat ons op u woord kan staan, dat u Gees die trooster is en dat ons in u teenwoordigheid heel word en gesond gemaak sal word. Dankie vir u Heilige Gees wat met ons besig is as ons naby u is. Ons vra dit vandag en ons bid dit vandag in die naam van Jesus. Amen. Dit is so lekker, ek dink sommer terwyl ek bid kom hierdie prentjie in my kop op. Ek het eendag vir Elmay, toe sy in graad 1 was, het ek haar by die skool gaan aflewer. En ek het die gewoonte gehad om daar te staan tot die klok gelei het. Nou nie die hele jaar nie, ek was nie 'n helikopterpilot pa nie. Ek het haar net so 'n paar weke kans gegee dat sy dan net settle. En terwyl ek so een môre so staan en sy hier by my staan, toe sien ek daar's 'n klein dogtertjie, 'n vreemde dogtertjie, en sy hol haar rond. En die volgende oomblik sien ek haar en sy is hier agter my bene in en sy kruip hier agter my bene, hier styf teen my bene, hier agter my bene kruip sy weg. Sy klou so my bene. En ek skrik eintlik vir die kind wat hier agter om my hardloop en ek sien haar toe en ek sê toe vir my kind, wat is dit nou? Wat is fout? Toe sê sy, nee oom, hierdie simpel seentjies jaag my en ek gaan nie by oom kom wegkruip en as ek hier agter oom se bene staan, dan gaan hulle nie by my kan uitkom. Ja, julle, en net daar drop die pennie vir my, en net daar sien ek sommer in die geesteswêreld 'n prentjie van ek en jy, wat so in hierdie wêreld rond hardloop, met alles wat ons jaag, en vanmôre 'n klomp seer, en kom ons hardloop soos daai klein dogtertjie sommer net na iemand groter as ons toe, na God toe, en ons gaan kruip daar agter sy bene weg, en sê, Here, as ons hier by u is, naby u is,
dan kan hierdie seer ons nie oorweldig nie, dan kan hierdie wêreld waarin ons lewe nie groot genoeg wees om ons onder te kry. So kom ons gaan kruip sommer so daar by sy bene weg. Dink ek sommer terwyl ek so bid, Charles, gaan kruip sommer daar weg, daar agter hom in. En daar is ons jy veilig. As jy daar op die speelgrond rondhardloop, dan is die seentjies naby jou en hulle jaag jou. Maar daar agter daai bene, daar agter God se bene, waar kan niemand jou kry nie. Elise was 'n baie liefdevolle persoon gewees. Sy was toegewyd aan haar werk as 'n verpleegster. Dit was haar passie om na mense om te sien. Ek het gister daar by die hospitaal gesê, en almal knik hulle koppe so, al die kollegas knik hulle koppe so en sê dat verpleegwerk was nie vir Elise 'n werk nie. Dit was haar roeping gewees. Dit was wie sy was. Dit was haar DNA gewees. En om vir iemand anderster om te sien wat nie jou familie is nie, iemand anderster se bedpan uit en in te skuif, ander ou se verbande op sy lyf te draai wat nie joune is nie, sê vir my iets van wie sin syne is of haar of wie sin sy was. Jy kan nie iets van die Here se liefde nie verstaan en dit doen, ja. Iets iewerster met hierdie twee goed by mekaar uitkom. So, sommer net weer 'n aansporing om vir my ook te sê, is my werk net 'n werk of is dit my roeping? Elise was 'n gesinsmens. Sy was 'n mens wat baie lief was vir haar huisgesin. En ek het julle ook nou so leer ken, en Elise was ook nie iemand wat daar rondgehardloop het en geskree het en in die kolde gewees het nie. Sy was 'n stillerige iemand, maar sy het haar ding gedoen, hè. En toe dink ek sommer net aan wat iemand eendag geskryf het, as jy 'n goeie argument het in jou praatjie, dan hoef jy nie te skree nie. Dan kom dit sommer van self oor. So wanneer 'n mens met inbors en integriteit en commitment en met 'n liefde vir die Here en 'n liefde vir mense leef, dan hoef jy nie 'n bohaai te maak nie. Jy hoef nie te skree om die aandag op jou te vestig nie. Dit gebeur sommer van self want jy het 'n goeie argument. So in haar lewe het sy hierdie argument uitgeleef sonder dat sy nodig gehad het om 'n groot bohaai te maak. Haar liefde vir mense, vir haar huisgesin, vir ander mense het sommer daarvan getuig. Sy het gehou van kamp. As 'n mens van kamp hou, dan sê dit ook iets van jou. Dan beteken dit jy moet geduld hê. Charles, ek weet nie hoe julle die staanplekke uitgekies nie. Ek weet nie wie dit uitgekies nie. Ek weet nie of sy dit uitgekies het en jy het opgeslaan en daar's mos 'n way hoe ons kampers werk. Die eerste paar kere het ek besluit waar ons kamp. Toe sien ek maar dit veroorsaak baie spanning. Die beste manier is om daar in te ry en te sê, waar wil jy staan? Hoe moet die tent staan? En dan is dit sommer lekker. Sy was lief vir die natuur, maar as sy by die huis was, moes alles reg en op hulle plekke gewees het. Nou, so julle moes en as ek kom jy vandag so netjies aangetrek is, dink ek, en dan kom jy ook so tuis voel in jou uniform, so iets van ma wat half afgesmeer het op jou, né? Die goedjies moet in plek wees. Sy was baie lief vir haar hondjie, vir al haar prinses, Jacqueline, nou het ek vergeet wat jy dit gesê het. Jy gister gesê Casey. Ja. Haar prinses Casey, daai klein Pekingese hond. So dit was vir haar ietsie na in haar hart. En dan lees ek nou wat hier geskryf staan. So daar staan die laaste stinnetjie sê, dan laastens haar seun was haar oogappel gewees. So well done, Andrei, iewerster het jy iets reg gedoen, en sê dit sommer ietsie van jou ma. Maar Jacqueline, ek weet, 'n ma se hart is nog groter as 'n taxi sinne. So daar was definitief ook 'n ma se hart 'n baie besondere plek vir jou. En weet ek sommer net dat as jy dit skryf, dan sê dit sommer net iets van julle se ma. En mag julle die mooi wat julle van julle ma geleer het, mag julle daarmee boeker en mag julle daarmee voortbeweeg. En Charles, vir jou sommer net mag die Here vir jou in hierdie swaar tyd jou hart, jou lewensmaat, jou alles, mag hy vir jou in hierdie tyd van verlies, mag hy vir jou dit gee wat jy nodig het elke dag. Moenie ophou leef. Moenie ophou leef. Party dae is dit so swaar dat ou nie meer wil leef. Maar maak daai besluit en kies om elke dag op te staan en vandag raak te leef. Ons harte is seer en ons woorde is leeg. Dankie vir die voorreg om by ma te kon leer. Dankie vir die voorreg om jou eggenoot te kon wees.
Ma was ons klankbord en ons steunpilaar. Ons kon alles met ma deel, ons vreugde en ons pyn. Ma het altyd reg gestaan met eerlike raad en ons het altyd 'n regverdige antwoord gekry. Ma het ons geleer om sterk te wees, om nederig te wees en ook om opreg te wees. My vrou, dankie dat jy ons kon leer wat geduld en liefde is. Dankie vir al die geleerde jare saam met jou. Dankie vir al jou liefde en jou omgee. Ons is baie lief vir jou, jou man Charles, seun Andrei Boeta, jou dogter Jacqueline Jacks en skoonseun Darren. Hy sê sommer gister so tong in die kies as hy met 'n suster verpleegster getroud is, dan trou hy by die hospitaal. So dan het jy nie jou eie tyd nie, nou dan werk ek. So dit sê ook iets van jou. Want ek ken ook mans wat die hele tyd moan oor hulle vrouens se passie. Hulle karring die hele tyd oor hulle vrou, as hulle vrou iets moet doen, of hulle opgewonde is oor hulle werk. En ek hoor so iets by jou van, ek is maar getroud met die hospitaal ook. So party dae het jy al by die huis, wou jy al by die huis gehad het, maar iewers kon jy dit regkry om te sê, daar's ook 'n ander kant van haar, wat haar maak teken. Ja, jy kon dit gun, so ek dink dis 'n mooi voorbeeld, sommer wat julle van ons daar leer en stel. Mag julle die mooi van Elise koester, en mag julle daarmee woeker, en mag julle daarmee voortleef. Want dis hoe ons vir iemand dankie sê, is om daai mooi herinneringe ook verder te vat. Daai lesse wat sy geleer het deur die lewe, vat die antwoorde. Moenie probeer om dit nou weer self te gaan probeer nie. Die antwoord gaan dieselfde wees. Vat die antwoord by haar, as dit gewerk het, go for it. As dit nie gewerk het nie, bly hom. Sy het ons nou vir julle dit gewys. So moenie daai foute maak wat sy gemaak het nie, maar bou voort op daai regte goeders wat sy geleer het deur die lewe om te doen. Ek gaan vir Niklas vra om vir ons 'n paar woorde te kom sê, woorde van dankie, en jy is welkom om te kom. Kom staan sommer hier bo by my. Dan sê ek nou hier instap en ek sien hierdie mooi foto van my ou sus en die mooi blomme. Dit is ook al graag wil onthou. Die mens wat sy was. Pragtig, passievol. Die haar gesin het hulde gebring in die eerste bladsy van die begrafnisbrief. Die dominee het nou ons gelees. Ek kan maar net behaal. Want dit is so waar. Dit is so waar. Toe ons verlede donderdag ook in die nuus skryf en die mense heengaan, was dit my net te gou. Ek het elke oggend my vrou gevra, is dit waar? Is dit 'n nagmerrie? Is dit 'n droom? Want aan my het net te gou gebeur. Nou soos die dominee gesê het, die lewe gebeur. Dit maak nie saak waar jy diens was nie, was ons 2 jaar terug by Klein Kariba te saam gekamp. Het ons om 'n Kersfeestafel gesit. Sy was so passievol oor haar werk. Ek was 10 jaar gelede in die Urologie Hospitaal in Pretoria en sy en Charles het spesiaal deur te gery en my te kom ondersteun. Ek is so jammer, ek kon dit nie nou vir haar gedoen het nie. Ek wil vir hierdie gemeente baie dankie sê vir die moeite wat hulle gedoen het. Alles is so pragtig en is so gepas. Charles, jy was 53 jaar deel van jullie se lewe. Baie dankie vir die man wat jy vir haar was. Ons as familie kon ook altyd op jou steun. Jy was lief vir haar. Jy het haar bygestaan en jy het haar gekoester. Elise was vir 45 jaar deel van die Cosmos Hospitaal. En ek wil as daar van hulle personeel wees vandag, sê baie dankie. Sy het altyd so passievol van julle gepraat. En julle was deel van haar lewe. En ek glo, sy laat groot spore na vandag. Niels, vir julle diens wat julle nou lewer. En vir die familie en vriende, Bessie, Johan en Frik, almal wat so ver gekom het om hierdie dag met ons te kom deel en ons te ondersteun. Baie, baie dankie.
En dan weer eens, dankie aan die gemeente en dankie dominee. Ek het so baie dinge gehad om te sê, maar u het vir my gesê, baie dankie. Ek wil nog so baie dinge sê, maar my gemoed laat my nie steek. Maar laat ons hier weggaan en wees allemaal veilig en wees allemaal rustig. Baie dankie. Baie dankie Niklaas. The black culture, they taught me a very important thing. When you speak about somebody who died, you always use the word, the person moved on. Hulle praat van aanbeweeg. Vir ons is dood baie keer so finaal. Ons sê dit so klaar, maar ek dink die regte manier om oor die dood te praat is, dis 'n deurgang. Dis 'n aanbeweeg na 'n ander werklikheid toe, waarby ek en jy vandag nog nie kan kom of kan wees. Dis 'n onsigbare werklikheid, maar 'n besliste werklikheid. So wanneer iemand tot sterwe kom, dan sê die woord van die Here, dan beweeg daai onsterflike gees aan na hierdie onsigbare werklikheid in God se teenwoordigheid. En iewers op 'n dag gaan die trompette blaas en gaan Jesus weer op die wolke kom. En dan gaan hy hierdie liggaam van Elise, hierdie stof, hierdie materie, gaan hy met 'n wonder opwek en dit by 'n onsterflike gees voeg wat in sy teenwoordigheid is en 'n verheerlikte liggaam maak. En so gaan ons saam met mekaar vir ewig leef. Tot daai dag toe, sê die woord van die Here vir ons so 'n klein bietjie inligting, is sy in God se teenwoordigheid, totdat hy weer gaan kom. Ons gaan die laaste tree loop, en ek gaan vir Adrie vra, dat sy vir ons daai lied begin speel as ek vir haar die woord sê, nader my God by u. So terwyl ons daai lied sing hoor, gaan Niels hier voorkom staan en hy het altyd sy blaartjies en sy goedjies wat hy altyd sorgvuldig uitdeel. En dan kan julle so 'n blaartjie kom kry met hierdie woorde wat ons hoor en wat ons sing. Nader my God by u, nader by u. U is om Christus wil Vader vir my. U liefde bly by my. U ken my angs, u ken my vrees, u staan my by. Waar daar hartseer en pyn en weerloosheid is, sal u my nooit vergeet en nooit verlaat nie. Deur hierdie swaar tyd kom ek ook nader aan u, nader by u. En dan kom ons so, en dan kom sê julle tata so van agteraf, en dan julle naaste familie, die heel naaste familie. Julle kan dit so naaste by, of so doen soos julle wil. En dan wil ek sommer daarin vir jou sê, jy kan nou nie iets fisies hier neersit nie, maar so via jou vrou en so in die gees, kom sit jy vanmôre ook iets neer, en kom sê jy ook totsiens. Ek wil jou graag seën vandag. En as ek jou seën vandag, dan is dit die Here wat eintlik vandag dit oor jou uitspreek. En ek wil vandag jou stuur op hierdie pad, op hierdie onbekende pad, maar met die wete dat God by jou is, en dat hy naby aan jou wil wees. Mag die genade van die Here, en mag sy liefde, en mag sy teenwoordigheid met julle elkeen wees en bly, elke dag op 'n slag, tree vir tree, in die arms van die Here. Amen. Het ek alles gedoen, Jacqueline, ietsie vergeet nie, alles gedoen, is regs. So Adrie, jy kan vir ons die woorde aansit, en dan moet iemand die ys breek, iemand moet asseblief opstaan en begin, en dan gaan ons so volg, en ons sing die woorde so saam. En ons vier haar lewe, ons is opgewonde ook oor dit wat ons van haar weet, dit waarmee ons verder gaan doen.
Julle kan maar uitbeweeg so stadig gaan, dan kry ons mekaar daar in die saal. Ja, ek sê baie daar, mens sal die Here